Hierdie is 'n kaart van die wêreld. Weet jy waar ons is? Ja, ons is hier onder in Suid-Afrika. Weet jy waar die kerk begin het? Hy het klein begin, en van daar het hy verder versprei. Jy al ooit gewonder hoe dit tot hier by ons gekom het? Die mense het mekaar vertel, al hoe meer en verder. Nou hoe dit tot hier gekom het, is dat Jesus begin om die Bybel vir ons te vertel, dit wat ons in die Bybel vertel, die Bybel soos wat ons hom vandag het, en so het hy dit vir sy disippels vertel, en sy disippels het vir ander mense gaan vertel, en hulle het al hoe verder en verder die kerk begin uitbrei. Nou vandag wil ek vir julle 'n bietjie 'n video wys, van daar waar dit begin het, en toe dit al hoe verder en verder versprei het. In hierdie video sal jy sien, die wit gedeelte wat so oor die kaart versprei is, waar die Christendom is, die ander kleure is maar ander gelowe, goed wat gekom het, en die wit gedeelte is dit waar Christendom versprei het. Kom ons kyk die video. Voor ons verder gaan, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, weer baie dankie dat ons U kinders kan wees. Dankie dat ons kan weet ons behoort aan U. Dankie dat ons kan deel vorm van die kerk. Here, help ons om die kerk te kan uitbrei. Rus ons vandag toe, dat ons kan mooi luister, kom herinner ons aan U liefde, en laat ons sekerheid kry daarvan. Help ons om te groei in die geloof, dat ons al hoe meer en meer U werk kan doen. Help ons om vandag te verstaan, help ons om mooi soet te wees en te luister, en dankie dat U ons sondes vergewe, dit wat ons verkeerd gedoen het. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Julle onthou, ons is in Matteus, kom ons sê Matteus, die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament saam. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Kom ons gaan kyk nou. Jesus het vir ons vertel van die koninkryk. En hy het gesê, hierdie koninkryk gaan oor die hele wêreld versprei. Maar hy het vir ons geleer deur hierdie gelykenisse, hoe dit gaan gebeur, en wat ons moet verwag wanneer ons dit self doen. En dit is alles vir ons vervat in klomp gelykenisse van die koninkryk van God. 'n Gelykenis is mos 'n storie wat iemand vertel om vir ons te leer, dinge wat dalk moeilik is om te verstaan. So al die dinge nou gaan oor die koninkryk van God. Kom ons lees Matteus 13 vers 1 tot 50. Matteus 13 vers 1 tot 9, die gelykenis van die saaier. Daardie dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. 'n Groot menigte het so om hom saamgedrom, dat hy in 'n skei geklim en daarin gaan sit het. Maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder hulle gesê: 'n saaier het eendag gaan saai.
Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op die klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. 'n Ander saad het in die goeie grond geval en 'n oes gelewer, party 100voudig en ander 60voudig en ander 30voudig. Wie ore het, moet luister. Kom ons lees nou die volgende gedeelte, Matteus 13 vers 10 tot 17, die doel van gelykenisse. Die disippels het vir Jesus kom vra, hoekom gebruik jy gelykenisse as jy met die mense praat? Hy het hulle geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime en van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. Om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk, maar nie sien nie, en hoor, maar nie luister nie, en nie verstaan nie. Kom ons lees nou, Matteus 13 vers 18 tot 22, Jesus verklaar die gelykenis van die saaier. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy, by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer, by wie daar op die klipbanke gesaai is hy, wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy, wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op die goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100voudig, soms 60voudig, soms 30voudig. Kom ons lees nou saam die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat baie goeie saad op sy land gesaai het. Een nag het die mense geslaap, het sy vyand gekom en die onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom, meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil jy hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na die skuur toe. Kom ons lees nou saam Matteus 31 tot 35, die gelykenis van die mosterdsaadjie en die suurdeeg. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kan kom nes maak.
Hy het hulle nog baie gelykenisse vertel. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou gevat het en in sy groot skottel meel ingewerk het, sodat dit heeltemal deursuur was. Kom ons lees nou saam Matteus 13 vers 36 tot 43, die verklaring van die gelykenisse van die onkruid. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan, huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra: "Verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land." Jesus antwoord: "Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is volëindig ding van die wêreld. Die wat oes, is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit met die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister." Kom ons lees nou saam Matteus 44 tot 50, die 3 kort gelykenisse. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die skat wat in die saailand onder die grond lê. As iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie aan sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die handelaar wat op soek is na goeie parels. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die handelaar wat op soek is na die goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met die treknet wat in die see gegooi is en allerlei soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbare gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan om die slegtes te skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Ons memoriseervers is Matteus 13 vers 9. Wie ore het, moet luister. Kom ons sê dit weer saam. Matteus 13 vers 9. Wie ore het, moet luister. Kan julle onthou wat ons alles gelees het? Die eerste gedeelte, wat die gelykenis van die saaier was waar Jesus ons geleer het, wanneer ons die mense gaan vertel, dan gaan daar 4 tipe mense wees wat dit gaan hoor. Die een gaan soos 'n harde hart hê, soos saad wat net op 'n pad val. Wanneer dit op 'n pad val, kom die voëls pik dit op en vlieg weg. So gaan dit wees baie met mense. Hulle gaan dit hoor en dan gaan hulle dadelik daarvan vergeet. Ons moet dit verwag. Dan was daar mense by wie dit tussen die onkruid geval het. Nou die onkruid is, dan groei dit en op 'n stadium kom daar iets in hulle lewe wat vir hulle belangriker is as die Here. En dan gaan hulle geloof verstik word. Dan was daar mense wat dit gaan hoor en hulle gaan dit baie bly ontvang. Dis soos die saad wat tussen die klippe geval het. Die wortels gaan nie mooi diep nie. En dan kom hy vroeg op as die saadjie daarso val. Die probleem is, in die winter en wanneer die son opkom in die somer, wanneer dit warm is, dan moet 'n plantjie se wortels diep wees. Nou hierdie mense gaan aanvanklik baie bly wees oor dit wat hulle hoor, maar as dit moeilik raak om 'n Christen te wees, dan gaan hulle ophou om 'n Christen te wees. Dan was daar ook
Die wat op goeie grond geval het, wat vrugte dra. As jy sien, iemand begin al hoe meer vrugte dra in sy lewe, dan weet jy dit, toe hy gehoor het van Jesus, het dit op 'n goeie grond geval en sy hart was reg. Toe het ons ook gesien, die onkruid tussen die koring, nou wat dit beteken, is dat die Here sê, maar daar gaan mense wees in die wêreld. Party gaan die Here aanneem en ander gaan hom verwerp. Maar ons gaan nie regtig weet wie is wie nie. Dis hoekom die Here die goddelose mense en die wat in Jesus glo, spaar op hierdie aarde en eendag eers as almal kans gehad het, dan gaan hy terugkom en dan gaan ons duidelik sien wie is werklik Christene en wie nie. Dan was daar die gelykenis van die mosterdsaadjie en die suurdeeg en wat dit gesê het, nee, mosterdsaadjie is die kleinste saadjie van al die sade, maar hy word die grootste boom. So is dit met die koninkryk. Het het klein begin, daarso met Jesus en sy 12 disippels, maar het het so groot gegroei, dat het oor die wêreld gegaan het. En dis wonderlik, net soos die voëls gaan en nes kan maak hier in die boom, so is die koninkryk. Nee, ons kan 'n lewe, ons kan lekker lewe hier op aarde, want daar's vrede en mense steel nie, of ons weet dis verkeerd om te steel en ons weet dis verkeerd om lelik te wees met mekaar. Alles goeie wat die Bybel ons leer. En daarom kan ons 'n lekker lewe maak hier op aarde. Maar ons moet onthou, ons moet ander mense gaan leer dat ons nie net stil staan nie, maar dat ons dit ook verder vat. Die gelykenis van die suurdeeg. Suurdeeg is goedjies wat ons by deeg gewoonlik gooi, dat dit brood kan word, maar jy moet dit goed inmeng deur die brood, sodat dit deur die hele brood gaan. En so is die koninkryk van God ook. Dit moet deur alles gaan. Nee, ons weet baie keer by die skool lees ons Bybel, en baie keer by die huis lees ons Bybel, en ons leer dit op baie plekke. Nee, dit is nie net by die kerk nie, maar dit gaan deur my hele lewe. Maak dit die lewe moontlik, soos wat ons dit nie net vir myself hou, of dit is net Sondag hoor nie, maar so wat ek 'n deel maak van my hele lewe. Dan die 3 kort gelykenisse. Die gelykenisse vertel vir ons, die koninkryk is soos 'n skat. Mens, as ons werklik besef hoe wonderlik dit is, sal ons alles verkoop om dit te kry. Hoe meer ons dit besef. Nee, ons sal besef dit is so kosbaar, net soos wat ek graag baie keer 'n skat wil hê, wat ook so baie is, dat ek nooit weer hoef enigiets te doen nie, want dit is so baie werd, of is so baie geld. Ons moet weet, die koninkryk van God is nog meer werd. En daarom gee Jesus vir ons hierdie goed om dit mee te onthou. Kom ons sluit af. Ons almagtige Vader, baie dankie dat ons deel kan wees van u koninkryk. Heer, werk deur die Heilige Gees in ons hart, sodat ons al hoe meer kan sien, dit is 'n skat om deel te wees van u koninkryk. Rus ons toe om dit in ons eie lewe te doen en om al hoe meer dit wat u ons leer om deel te wees van die koninkryk, dat ons dit sal doen in ons lewe, maar dat ons ook ander sal vertel en dat ons dit sal verder versprei na ander mense toe. Help ons om dit te doen. Vergewe ons sondes wat baie keer maak dat ons te bang is om deel te wees van die koninkryk en leer ons weer van u vergifnis. Sodat dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Onthou, wees deel van die koninkryk en vertel ander.